Welkom as jy pas ingeskakel het, jy's op Radio Oeverberg 101.8 FM. Nou verlede week het ons gesels oor daardie 121 SAPD dossiere wat van KZN na Pretoria geskuif is. Ek het vir jou beloof ek gaan iemand met 'n bietjie meer kennis bring en met wie ons dalk hierdie kan bietjie bespreek. En ek bring vanoggend vir jou Renate Pieterse van Solidariteit. Renate, goeiemôre en welkom. Goeiemôre en goeiemôre vir al die luisteraars. Renate, wil jy jouself nie net aan die luisteraars bekendstel nie asseblief? Weet jy, ek was so 25 en 'n half jaar was ek self 'n offisier in die Suid-Afrikaanse Polisiediens. My vorige van was eintlik Renate Barnard, so ek het die polisie hof toe gevat in 2006 met 'n bevorderingsdispuut en Solidariteit het my toe bygestaan en die saak het op die einde van die dag in 2014 in die konstitusionele hof geëindig. Dit was een van die eerste sake wat regtig oor die toepassing van regstellende aksie in die polisie spesifiek gegaan het. So ek is intussen tyd nou wel deur die polisie bevorder, maar ongelukkig het ons saak nou verloor in die konstitusionele hof. Maar toe ek van 2014 af, Oktober 2014, is ek nou voltyds by Solidariteit, maar waar ek nog steeds elke dag met polisie sake en polisielede werk, maar uit 'n arbeidsregtelike oogpunt uit. So staan hulle maar by met arbeidsprobleme. En ons is regtig baie betrokke. Nou, ek wil baie spesifiek praat oor die skuif van daardie 121 SAPD dossiere van KZN na Pretoria. Dit was in 2025. Wat was die rede, waarom is daardie dossiere in die eerste plek geskuif? Nou weet jy, die dossiere was ondersoek deur die politieke moorde taakspan, wat in KwaZulu-Natal toe nou gevestig is, wat spesifiek gemik was op die moorde en poging tot moorde vir politieke amptdraers en vir mense wat nou politieke bande het, tradisionele leiers en so voort. Ons weet KwaZulu-Natal is een van die groot provinsies waar dit omtrent 'n algemene verskynsel is. So die politieke taakspan het toe nou tot stand gekom en hulle het hierdie sake ondersoek. En jy moet ook weet, hulle het hulle eie beriggewers, hulle is kundige mense, hulle ken omgewing. So hulle was getaak met die ondersoek van hierdie sake, maar hulle toe nou tydens hierdie ondersoek het hulle toe nou op 'n klomp ander goed ook afgekom. Want misdaad hou maar met mekaar verband en dit is in elk geval ook nie provinsie gebonde nie. Misdaad is misdaad, maar ongelukkig is die polisie nou in provinsies en stasiewyke opgedeel. Maar hulle het toe nou begin om hierdie ondersoeke te doen en dis waar hulle toe nou met hierdie georganiseerde misdaadkartelle ook toe nou te doen begin kry het. En toe was daar 'n opdrag gewees Desember 2024 deur die minister, die minister wat tans op verpligte verlof is, minister Mchunu, het toe nou 'n brief uitgestuur na die nasionale kommissaris toe met die opdrag om te sê dat die politieke moorde taakspan moet onmiddellik toegemaak word en hulle mag nie meer verder voortgaan nie, want dit was eintlik net 'n tydelike taakspan. So 'n taakspan dit word geskep en dan vir 'n sekere tydperk en dan maar gewoonlik as jy nou eers jou funksie of jou doel bereik het. Nou in hierdie geval was die taakspan nog besig. Hulle het ernstige goed opgevolg. Die dossiere waarvan gepraat word, van daai dossiere was alreeds op die hof se rolle. So hierdie mense het ondersoeke gedoen en dan moes hulle toesien na die dossiere na die hof toe gaan waar daar wel mense gearresteer was en as daar verdere ondersoeke gedoen moet word in opdrag van die aanklaer, dan moes hulle dit doen. So dit was aktiewe ondersoekdossiere en dan nou verhoorsake. So toe het minister Mchunu die opdrag gegee. Dit was ook natuurlik gedoen terwyl generaal Masemola nie by die kantoor was nie. En toe was die opdrag is toe nou éventueel deur Sibiya, generaal Sibiya, hy is die adjunkt kommissaris van polisie vir polisieering. So hy het toe nou die opdrag uitgegee. Dumisani Khumalo, generaal Khumalo die opdrag gegee, want die taakspan het eintlik maar indirek onder sy beheer geval. En toe moes die dossiere nou oorgebring word hoofkantoor. Die taakspan is toegemaak en as hulle nou toegemaak is, daar's nie meer befondsing nie, so wat nou? Wie gaan nou verantwoordelikheid vat? En toe was daar 'n opdrag gegee om te sê maar die dossiere moet nou hoofkantoor toe kom. Nou ek wil ook net sê, weet die polisie is 'n nasionale organisasie, hy is 'n nasionaal, die hoofkantoor is by nasionaal en dan staan nou die verskeie provinsies. So nasionaal is maar oorwegend is hulle maar in beheer. Dit is 'n sentrale, dit word van 'n sentrale punt af bestuur. En dis nie ongewoon om dossiere te kry om oorgeplaas te word nie, maar die feit dat die dossiere toe nou afgegee is en soos jy sê, dis nou in 'n boks gelaai en dit is met 'n voertuig gebring en daar is dit toe nou in 'n kas toegesluit. So dit is absoluut
ongeruimd en ongehoord. So ja. daar is nasionale instruksies, daar's wetgewing wat bepaal hoe moet met dossiere omgegaan word en veral waar daar dossiere is wat hof Ja, nou in die hofsisteem al klaar is. So dit was die rede hoekom hulle die dockets geskuif het, was maar omdat die taakspan toegemaak het. Dit lig wenkbroue in die eerste plek dat aktiewe sake dan nou die dossiere geskuif is, maar wat ook vir my vreemd is, met ons leef in 'n digitale era, waarom word dossiere nog steeds in bokse gepak en vervoer? Weet jy, dis ook 'n ander interessante verhaal. In September 2008 het die polisie begin, hulle IT-afdeling het begin met 'n projek, hulle noem dit die e-docket stelsel. So dit is 'n elektroniese dossierstelsel. So dit is 'n baie goeie idee en soos jy reg sê, ons leef in 'n digitale tydperk. So hulle het toe nou begin met hierdie implementering van die e-docket stelsel om te sê maar die dossiere moet geskandeer word en dan het hulle het 'n program geskryf op die stelsel om te sê okay, skandeer die dossier in en dan was die ideaal eintlik of die eindproduk was om al die departemente, die polisie begin die dossier word dan deur die polisie oopgemaak en dan om tussen al die stelsels, die MAS stelsel van die polisie of die CAS stelsel, is die misdaad administrasiestelsel, om hom dan nou te kan praat met die departement justisie se stelsel en dan as justisie nou dan die docket nou elektronies kan jy met die druk van 'n knoppie dan jou hele dossier na die aanklaer toe stuur sonder dat daar 'n fisiese docket is wat iemand kan steel of hulle kan goed uithaal of wat ook al. En dan op die einde van die dag was die idee as die justisie die persoon skuldig bevind, dan kan hulle weer met hulle sake of met hulle stelsel is hulle dan gekoppel aan korrektiewe dienste en dan kan hulle weer so al die inligting elektronies kry en dan korrektiewe dienste was weer die ideaal was dat hulle gelink moet word met die departement van maatskaplike ontwikkeling wat nou weer op hulle beurt moet help om die mense te kan probeer in die tronk net reform. Maar dit het ongelukkig nooit gebeur nie. En ek moet jou sê van al die departemente wat ek nou genoem het, was die polisie regtig die verste al in hierdie proses. So hulle het 'n masstelsel wat elektronies was en die ou dae het ons net het ons 'n MR gehad, 'n misdaadregister wat alles per hand bygehou was. En toe het hulle die masstelsel so laat 1990s het hulle hom begin. En toe nou in September 2008 het hulle toe begin met die e-docket. Maar die probleem dalk was en ek was met die laaste paar jaar van my loopbaan was ek by interne audit van die polisie en ons het juist een van ons projekte was daai hele stelsel, die kriminele, die strafregstelsel, die wisselwerking tussen almal. Ons het saam met departement justisie en saam met departement korrektiewe dienste en maatskaplike ontwikkeling se ouditeur het ons almal saamgewerk. En ons het op die polisie gefokus en ek moet vir jou sê dis 'n wonderlike idee op papier, is dit pragtig en dit moet gebeur. Maar wat hulle gedoen het is toe nou ook hulle het by verskeie stasies, hulle het nou eers hulle pilot projekte gehad en toe het hulle begin om dit daar uit te rol, maar toe ons nou uiteindelik met ons audit wat so 2011 het ons die audit gedoen en dit was eintlik skokkend want van hierdie stasies se bandwidth, ek weet nou nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, maar van daai stasies se datalyne was swakker as wat 'n huis se datalyne is. En as dit nou einde van die maand is en almal moet nou op die stelsels werk en hulle met die dossiere skandeer, dan kan die stelsel dit nie hanteer nie. So toe die mense begin om die skandeerders se resolusie te stel en dit was toe nou later so swak dat as jy die dokument scan, dan kan jy nie eens lees wat daar staan nie. So die hele doel was toe nou in elk geval verydel. Maar ek het nou 'n lang verduideliking gegee, maar dit is regtig die dilemma waarin die polisie sit. So dis hoekom ons nou amper 20 jaar later nog steeds met papier dossiere werk. Ja, kyk, ons leef in 'n digitale era, maar dit beteken nie dat digitaal nie ook kom met sy eie komplikasies en dinge wat dit moeilik maak nie. So ek verstaan heeltemal wat jy nou verduidelik daar. Nou dit voel vir my, 'n papierstelsel is die perfekte wegsteekplek vir korrupsie en vir goed om verkeerd te gaan. Soos jy nou reg gesê het, dokumente kan verwyder word, dit kan dan net verdwyn, dit kan beskadig word. Wat sê die wetgewing oor die beweging van sulke dossiere? Ek meen dit bevat datums, tye, name, insidente en sensitiewe inligting. Wat is die wetgewing? Ja.
Nee, weet jy, die polisiewet is baie duidelik en dan samelopend uit die wet uit is daar nasionale instruksies wat presies dis beleidsdokumente wat vir elke beampte sê hoe moet 'n dossier hanteer word en dit is verseker so, daar is sekere dokumente wat geklassifiseerde inligting het en slegs mense wat dan nou geklassifiseer is in terme van die minimum informasie van sekuriteitwet het dan nou toegang tot daai dokumente. So dit is 'n groot probleem, maar weet jy in die algemene run of the mill as ek dit as jy kan stel, gebeur dit sodat jy kan hulle het gewoonlik ook maar taakspanne wat hulle optrek om inspeksies te gaan hou by party speurtakke. So dan sit nie noodwendig nou hulle maak mense bymekaar en sê okay, ons gaan nou vandag na hierdie speurtak toe. So dan het jy nou nie nodig vir 'n klaring nie. Dan kan jy 'n dossier oopmaak as 'n offisier wat deel is van die taakspan en jy kan die dossiere nagaan. So dit is daar's nie regtig beperkings tensy dit nou regtig geklassifiseerde inligting is nie. Maar die wet sê dat daai dokumente is, dit moet in die ondersoekbeampte se besit wees, dit moet in 'n staalkas toegesluit word as hy sy kantoor verlaat. So dit kan nie net rond lê nie en ek bedoel publiek kan nie daar inkom en dan kan hulle goed uit 'n docket uithaal nie. Maar ongelukkig ook die laaste paar jaar met korrupsie wat sistemies geword het, is dit regtig 'n groot probleem en ek moet vir jou sê, dit is nie net polisiebeamptes nie. Nee, die aanklaers is baie keer net so betrokke. So hulle haal goed uit, hulle maak fotostate van dokumente wat nie in die beskuldigde se besit noodwendig moet wees nie. So dis regtig dit ons sit met 'n geweldige uitdaging in die strafregstelsel. En dit begin maar ongelukkig by die polisie. So nee, daai dokumente en veral daai is politieke dossiere, jy weet daai 121 was hoë profiel sake en dit is nie net sake wat sommer net kan rond lê nie. En soos ek verstaan ook is dit nou opgestuur hier na Pretoria toe. En daar's 'n hoof van die georganiseerde misdaad, sy's 'n brigadier. Sy het nou, hulle praat van 'n audit gedoen. Nou, ek bedoel dis nie 'n audit nie. Die audit beteken okay, hierdie dossiere is aan hierdie mense oorgegee. Is dit nog steeds op die stelsel van die misdaadstelsel werk? Die stelsel, hy funksioneer goed. Maar die audit behels om te sê okay, hoeveel dockets het die politieke moorde taakspan gehad nie, 121, okay, wat sê die stelsel, is dit nou hulle toegedeel, het hulle 'n funksie op die masstelsel wat hulle dit kan hanteer, ja, dit is die audit, maar dan gaan dit oor die inspeksie, waar is die dossiere, wat gaan aan, kyk na die ondersoekdagboek, as dit hofdossiere is daar hofdatums, uitsteldatums wat nagekom moet word, wat het die aanklaer gesê, is daar enige verdere ondersoek wat gedoen moet word, is daai ondersoek gedoen, is die dossier hof gereed, so daai goeders was nie gedoen nie, en as die dockets vir 4 of 5 maande in 'n kas gelê het, dan word daai goeders van die hof se rol geskrap. Met ander woorde, dan loop daai beskuldigdes loop dan nou los rond, en dan moet die polisie agterna, want soos jy ook nou self weet, is die dossiere toe nou weer teruggestuur. So nou moet hulle van voor af weer van daai beskuldigdes gaan opspoor. En dit is ook nie so maklik soos wat dit klink nie. Nee, want daai mense het intussen al verdwyn en gepad in die land verlaat en Amerika toe gegaan. En gaan kruideniersware koop in 'n Gelukkig het Amerika se stelsel goed gewerk, want hulle is terug in die land. Maar ongelukkig ons naburige state se opsporingsvermoë is nie so goed nie. En dit is regtig 'n probleem. So met ander woorde, dan sit daai ondersoekbeampte, dan kry nie die ou opgespoor nie, dan moet daar nou weer 'n lasbrief uitgereik word. Dan moet die persoon gesirkuleer word as 'n gesoekte persoon. So dit is regtig, dit kom eintlik regtig neer op regsverydeling. Ja. Weet dit voel asof ons in 'n paradoks sit. Ons het polisie nodig om die polisie te ondersoek. Wel, mense in die regstelsel nodig om, polisie nodig om mense in die regstelsel te ondersoek. Maar ek dink soos enige ander instansies, maar daar is korrupsie oral, nie net in die wetgewing nie. Weet jy, ek dink die groot probleem daar begin maar met hoe hulle mense rekruut. Ek moet vir jou sê, ek is al, soos ek sê, ek was 25 jaar in die polisie gewees en ek het self polisie dossiere ondersoek, maar in my dae het ons regtig, ons het 'n aanranding hier en daar ondersoek en verder roekeloos nalatige bestuur, maar daar was bitter min korrupsie regtig. Maar vandag is dit endemies en ek weet nie hoe rekruut hulle mense nie. Op 'n stadium hier voor die 2010 sokker het hulle regtig op 'n groot en mas projek afgegaan om te sê maar hulle wil soveel as moontlik mense net rekruut om voete op die grond te hê en ek moet vir jou sê daar dink ek het hulle regtig net gaan kyk, enige ou met 2 oë en 2 ore is toe nou aangestel, maar daar was nie 'n oordentlike keuringsproses nie en ek sê vir jou dit is
krities belangrik. Dit is. En dan natuurlik jou aanstelling van jou topbestuur, en daai mense word nie noodwendig van onder af gerekruut nie, hulle word aangestel, en dit is maar weer waar die politieke inmenging kom. En ek moet vir jou ook sê, die jong mense in die jonger lae range kyk net maar op, en dan sien hulle maar hoor die generaal X, Y en Z doen A, B en C, en daar's geen gevolge nie. So met die gevolge is hulle doen dieselfde. So dit gaan maar oor verantwoordbaarheid ook, en natuurlik integriteit. Wie stel jy aan? So ons sit met 'n geweldige krisis, maar ek dink ook nie dit is onoorkombaar nie. En ek moet regtig byvoeg, daar is nog uitstekende polisiebeamptes in die polisie oor, maar hulle is maar net so gefrustreerd. Ons hoor gereeld van sake wat opgelos word. Daar's gereeld hoë profiel sake, hoë profiel mense wat wel aan die pen gery word. So all is not lost. Nee, dit is verseker nie. Ag, en ek dink ook, jy weet, die polisie moet, ek is 'n gelowig, so ek glo ook, jy kan nie die polisiewerk doen as jy nie 'n pad met die Here stap nie. En ek sê altyd, dis 'n dun blou lyn tussen orde en chaos, en die polisielid is daai dun lyntjie. En as jy maar ook hoor, ek is self met 'n polisieman getroud, en ek moet jou sê, hulle word gevloek, hulle word op neergekyk. Almal dink ook nou, maar as jy daai uniform dra, is jy of dom, of jy's korrup, of jy's omkoopbaar, en dit is regtig nie so nie. Ek dink dis 'n klein handjie wat ongelukkig op baie groot hoë posisie sit, en dit is 'n baie hartseer situasie, maar ek dink die oorgrootste meerderheid is definitief nog goeie mense wat daar is om te beskerm en te dien. En dan ook met ons as publiek, met ons hulle ondersteun. Ons moet eerstens vir hulle bid en vra dat die Here hulle sal bewaar, en dat hy die regte mense in poste sal aanstel. Dit glo ek uit my hart uit. En dan moet ons hulle ondersteun. Jy weet, ek kyk byvoorbeeld ook veral met misdaad in woongebiede. Mense weet wie die culprits is, maar hulle beskerm hulle. En dan huil hulle as mense doodgeskiet word of hulle word beroof, maar hulle beskerm daai mense, en dit is ook 'n sistemiese probleem. Jy weet, so dis nie net die polisie nie. Dit gaan maar oor opvoeding in die huis. Dit gaan ook oor die departement van maatskaplike ontwikkeling wat regtig ook na die partytjie toe moet kom. So dit is regtig maar dis 'n skakel wat saamwerk. Die polisie is 'n groot deel daarvan, maar dit is belangrik dat ons goeie mense en bevoegde mense en mense met 'n passie vir die werk moet aanstel. Dit moet nie net vir hom 'n inkomste wees nie. Voor ek jou laat gaan, Renata, was daar 'n tydlyn? Ek kon nie heeltemal uitvind. Dit het vir my gelyk asof die dossiere het in Junie 2025 gegaan, en hier rondom Augustus 2025 is dit weer teruggestuur. Het jy enigstens idee van die tydlyn? Maart, April is dit opgestuur, en toe sit nou lyk my in die kaste weggesteek of gebeure. En toe toe generaal Makwanasi nou die beroemde gesprek het op die 6de Julie, toe is almal nou onder druk, en die minister het toe nou in Augustus het hy toe nou opdrag gegee dat die goeders, dat daar moet nou die taakspan moet nou weer aangaan, so toe is die dossiere weer teruggestuur. So wat die stand tans is, jy weet, soos ek sê, baie van daai dossiere was hofgedrewe, en in daai tydperk was daar hofdatums wat nie nagekom was nie, en dan is die howe van so 'n aard, hulle trek, hulle skrap die dossier van die rol af, want hulle rolle is ook oorvol. So dan word daai dossier geskrap, en dan moet een van twee goed gebeur, daai docket moet terugkom op die hof se rol, maar ek bedoel, soos ek sê, dan is die verdagte of die aangeklaagde, die beskuldigde is dan in baie gevalle nie meer beskikbaar nie, dan moet jy van voor af soek. En in baie gevalle dan sluit hulle maar die dossiere weer af, so dan sal nou weer onopgespoorde moorde. Die stem van Renate Pieterse, ons het gesels oor daardie 121 dossiere wat van KZN na Pretoria gegaan het en weer teruggekom het, en dit voel net vir my, jy sny dan nou daardie mense wat gewerk het daaraan se hande af, en hulle moet van vooraf begin. Renate, baie dankie vir jou input hier, en dit was heerlik om met jou te gesels. Baie dankie, en baie seën en genade vir die luisteraars, en onthou, ons moet vir ons polisielede bid, en ons moet hulle ondersteun. Baie dankie vir jou ook, Renate, lekker dag verder. Dankie, lekker dag, totiens, bye bye.